Goeiedag en baie welkom weer by jou dagstukkie nommer 19. En die tema van vandag se dagstukkie, 'n tweede kans. Johannes 14 vers 9. Julle sal my goed kan sien. En weet julle hoekom? Julle sal nie meer net fisiek lewe nie, maar geestelik ook, net soos ek. Uit die boodskap. In die verlede het ek gedoen volgens wat ek geweet het. Nou weet ek meer en doen ek dit beter. 'n Tweede kans. Of ons dit nou wil weet of nie, elkeen van ons leen op geleende tyd. Soos wat ek die afgelope ruk vir jou vertel het, kry tweede kanse, geleende tyd, leef asof dit jou laaste dag is, nuwe betekenis as jy eers die dood so vierkant vas in die oë gekyk het. Ek dink dan breek die werklikheid van hierdie sê dinge met lewensveranderende krag deur in jou lewe. 'n Pragtige voorbeeld hiervan het ek by iemand gehoor wat dit ook self beleef het. Hy het gesê, dit is omtrent dieselfde as wat gebeur met iemand wat 'n hartstilstand kry. Die oomblik as die hart gaan staan, is die persoon klinies dood. Dit is in hierdie tyd tussen die gaan staan van die hart en die weer aan die gang kry van die hart, dat baie persone 'n buiteliggaamlike ervaring beleef. Indien daar nie onmiddellik na die hartstilstand begin word met hartmassering en mond-tot-mond asemhaling nie, is die kans baie skraal dat die hart weer aan die klop sal gaan. So, die hart het soort van 'n jumpstart nodig om weer te begin klop. Die persoon sterf dus, maar as gevolg van die hartmassering en die mond-tot-mond asemhaling, begin hy dan weer leef. Romeine 6 vers 34 sê, die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En in 2 Timoteus 2 vers 11, as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. So, ons moet eers sterwe. Ons ou harte moet eers gaan staan. Dan kom gee Jesus vir ons mond-tot-mond asemhaling. En die Gees van God verander ons harte van klip in harte van vlees. Esegiel 36 vers 26. Dit is juis in die nadink, nadat so iets met jou gebeur het, dat jy begin besef hoe jy jou tyd, krag en energie vermors het op dinge wat jy nie eendag kan saamvat nie, en wat geen waarde toegevoeg het tot jou hemelse bankbalans nie. Dit is wat bedoel word met om saam met Jesus te sterf en saam met hom op te staan. Dink aan Lazarus. Hy het gesterf, al begin stink, toe Jesus hom geroep het om uit te kom. Dit is tweede kans, nuwe lewe, bekering, awakening, aha oomblik. Vir die eerste keer begin jy dan verstaan dat die lewe oor soveel meer gaan as die paar jare wat ons hier op aarde is. Jou hart hoef nie eers te gaan staan voordat jy wakker hoef te word nie. Elke nou en dan draai ek en jy op 'n punt wanneer ons besef hoe 'n gejaag na wind hierdie lewe is. Dit is 'n wakker word oomblik. Hoe meer jy dan begin om in nuwe terme oor jou hierwees te dink, hoe meer begin jy om in die oomblik te leef. 'n Tweede kans beteken nie noodwendig 'n gelukkige einde nie. Dit is wel 'n kans om reg te eindig. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy leef so baie mense asof hulle vir ewig hier rond gaan lewe? Wat dink jy sal gebeur as almal van ons vandag die blommekranse gee en die doringkranse vir die graf hou? Hoe gaan jy vandag begin om in die oomblik te lewe? Ja, Here, ek is ook iemand wat maklik vergeet van hoe kosbaar die lewe en elke oomblik in die lewe is. Leer my ook, Heilige Gees, om die beste te maak van elke oomblik wat ek gegee word. Amen. Kom ons gaan doen soos wat die Bybel ons leer. Maak die beste gebruik
van elke geleentheid. Mag jy die Here se seën en alles wat jy gaan nodig hê hierdie week in oorvloedsmaat ervaar, soos wat hy dit gaan laat neerreën op jou. Liefde groete, Shaal.